Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons weer op hierdie Vrydagmôre kan saam wees rondom die woord van die Here. Wat 'n kosbare voorreg om te weet dat ons God se woord in ons midde het. En Hebreërs 4 vers 12 sê vir ons dat die woord van God is lewend. En ek wil vanmôre vir u dit baie duidelik stel dat daar net een boek op aarde wat hierdie duidelike en ononderhandelbare stelling maak. En dit is God se woord. Dit is lewend omdat God lewe. Kan sy woord ook lewe in ons harte bring. En die lewegewende woord leer ons alles wat lei tot die lewe en die godsvrug. En daarom is die gebed van my hart dat hierdie lewende woord ook vanmôre inspraak in jou hart sal lewer en jou sal lei in die volle waarheid. Ag, vanmôre gaan ons dan afsluit met ons kort reeksie wat ons aan u gebring het wat handel oor die gedagte wees ek in Christus of wat is my identiteit nou in Jesus Christus, ek wat uit genade gered is. Nou, ons het 'n klomp gedagtes hanteer in die dae wat verby was. U sal onthou, ons het vir u gesê dat in Christus word ons aangeneem as God se kinders, ons word regverdig verklaar voor God, word erfgename, ons word verseël deur die Heilige Gees en is alles die goeie werk van God in Christus oor die verlore sondaar. Ons het so hier by die 10 gedagtes alreeds hanteer en vanmôre sluit ons dan af met die laaste gedagte, wanneer ons met u gaan praat oor in Jesus Christus ontvang ons die volheid van God. En ons gaan bietjie daarna kyk. En nou vanmôre se gedeelte of se gedagte kom nie uit Romeine soos die ander klomp gedagtes uit Romeine gekom het nie. Maar ons gaan 'n paar verse uit Kolossense lees, maar as u die konteks van die skrif in ag neem en die boek Romeine gaan lees, sal u sien dat Paulus presies dieselfde gedagte in die boek Romeine vir ons deurgee, wat Paulus baie mooi opsom in 2 of 3 verse in die boek Kolossense. So kom ons bid saam, dan vra ons die Here vir wysheid en dan lees ons dan ook saam en kyk na hierdie gedagte as die slot op die reeksie, wat is ons in Christus, wie is ons in Christus en wat is ons identiteit nou, ons wat vrygekoop is deur die bloed van die lam. Kom ons doen net 'n gebed saam. Hemelvader, baie dankie dat u woord lewendig en kragtig is en skerper as enige tweesnydende swaard, dat u woord indring, daar waar geen mens kan indring nie, en dat u ook vanmôre deur u woord tot ons harte wil spreek. Daarom vra ons, spreek Here, want u diensknegt en die diensmag luister. Amen. Nou vriende, ons laaste gedagte dan by hierdie slot van hierdie reeksie is in Jesus Christus ontvang ons die volheid van God. Kom ek lees gou vir u wat staan in Kolossense 2 vers 9 en 10. Daar staan, want in hom, dis in Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Nou die vraag is, wat beteken dit? Daar is al baie geskryf, baie gepraat oor hierdie gedagte, oor hierdie paar verse, en vriende, net om in konteks vir u te verduidelik, in die gemeente Kolosse was daar 'n valse groep, wat bekend gestaan het as die gnostieke, of dan ook gnostisisme, wat eenvoudig beteken het, dis mense wat gedink het hulle het 'n verhewe kennis, mense wat besondere openbaringe van God ontvang het, en wat geglo het dat materie is boos, en die aarde is boos, en dat God nooit kon mens word nie, want anders sou hy ook boos gewees het. Nou Paulus kom en hy vat hierdie teorie van die gnostieke, en hy slaan dit vir 'n 6, en hy sê vir hulle dat Christus Jesus is God wat mens kom word het. Hy is die inkarnasie van God, hy is die openbaring van God, en in Christus sy liggaam, toe hy mens kom word het, was hy volkome God, en hy was volkome mens gewees. Hy was die unieke Godmens gewees, en nou is die vraag wat gevra word, wil Paulus dan sê dat ons as kinders van die Here in Christus ook die volheid ontvang in die sin dat ons eendag God gaan word? 1000 maal nee, dis glad nie wat die apostel Paulus vir ons wil deurgee nie, want ons weet ons sal altyd skepsele bly van die Skepper. Maar wat Paulus vir ons wil kom leer is, dat ons ook in Jesus Christus alles ontvang het, wat nodig was om salig verklaar te word voor God, maar ook alles wat ons in staat kan stel om 'n heilige lewe te lewe. Onthou, Jesus was volkome God en hy was volkome mens, en in die krag van die Heilige Gees het die Here Jesus hierdie volkome lewe gelei, hierdie volmaakte dood gesterf, en kon hy God welbehaaglik gewees het, van die begin tot en met die einde. Nou kom die apostel Paulus en hy sê, vir ons as kinders van die Here, dat dieselfde volheid wat in Christus gewoon het, ook in ons woon.
deur God se Gees wat in ons harte kom woning maak het. En hierdie gedagtes slaan amper ons asem weg, want ons dink by onsself, maar as God se Gees dan in ons woon en ons het hierdie volheid ontvang, waarom stoei en sukkel ons soms in ons geestelike lewe so? En ag vriende, daar's baie antwoorde dat ek u kan gee. Maar die klem wat ons vanmôre wil lê is dat ons hierdie volheid van die Godheid in Christus Jesus dan ontvang het om 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. Daarom sê Psalm 37 vers 3 vir ons: Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here. Dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Wat wil die psalmdigter vir ons hier kom leer? Eenvoudig wat Paulus hier in Kolossense 2 vir ons wil kom leer. Vriende, as u na die Here Jesus se lewe op aarde kyk, dan sien ons telke male, die Here Jesus sê, ek is nie hier om my wil te doen nie, maar die wil van die Vader. Hy sê, my spys en my drank is om die wil van my Vader te doen. So, Christus het so geleef dat sy hele gesindheid ingestel was daarop om Vader te verheerlik wat hom gestuur het, al sou dit hom die kruis op Golgotha gekos het. En dit moet my en jou gesindheid ook wees. Vertrou op die Here. Met ander woorde, 'n volle vertroue op die Here. 'n Totale geloof in God se kennis, sy wysheid, sy almag en dit wat hy vir my in my lewe ook bedoel en beplan het. En dan sê die Bybel, as ek op die Here vertrou, doen ek wat goed is. Soos Christus gedoen het wat goed is, en soos Christus deur die krag van die Gees Vader verheerlik het, so doen ons dieselfde. En dan sê die Bybel, ons verlustig ons in wie? In die Here. En hy sal ons gee die begeertes van ons hart. As ons verlustig in die Here, sal ons begeerte van ons hart nie na al die tydelike dinge wees om ons nie, maar juis om te wees soos Jesus. En dan sê die Bybel, ons laat ons weg aan die Here oor en ons vertrou ten volle op hom. En hy sal ons planne uitvoer. So as ek waarlik die volheid van die Godheid in my lewe ontvang het, en ek leef in die krag van die Heilige Gees, dan sal my begeerte wees om te leef soos 'n kind van God. My begeerte sal wees om te leef soos 'n erfgenaam. My begeerte sal wees om te leef soos een wat verseël is deur die Heilige Gees, en u kan al die punte hier onder hierdie gedagte dan voeg. En die Bybel sê, as ek so lewe leef, dan sal die Here my geregtigheid laat voortkom soos die lig en my reg soos die middag. Is nie kosbaar om te weet dat God wat vir Christus na hierdie aarde gestuur het, die God-mens, hom in staat gestel het om van die begin tot en met die einde hierdie volkome volmaakte lewe te leef. En nou kom die Here en hy begin met die herstelproses in my lewe, die dag wanneer ek gered word. En hy kom leer my dat hy my ook wil verander, gaan verander, kan verander, sal verander, omdat sy volheid nou in my kom woning maak het. Daarom sê die apostel Paulus in Filippense 3 vers 7, hy sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles pryse gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet uit is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Paulus kyk na Christus se lewe en hy sê, soos Christus gehoorsaam was aan die Vader tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, so wil ek my lewe ook absoluut weggee vir die Here. Ek wil niks terughou nie, ek wil niks reserveer vir myself nie, maar ek wil in die krag en in die volheid van die Heilige Gees, soos wat aan Christus gegee is en aan my gegee is, wil ek hierdie lewe leef om God in alles welbehaaglik te wees. Hoor wat sê, ek het alles skade geag ter wille van Christus. Met ander woorde, daar was niks wat die plek van Christus in Paulus se lewe ingeneem het nie. Hy sê, ek wil in hom gevind word. Ek wil werklik so 'n lewe leef, dat ander die hartklop van Christus ook in my lewe sal ervaar. En dan sê die Bybel, sodat ek hom kan ken, die krag van sy opstanding, en
As ek vir u moet probeer verduidelik wat die krag van sy opstanding is, sal my en jou verstand dit nie kan begryp nie, maar dieselfde krag wat Christus uit die dood opgewek het, is die krag waarvan Paulus hier praat. Hierdie krag van die opstanding wat in my werk. En hoor wat sê die Bybel nou, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Die meeste kerke wil vir jou sê, man, as jy aan die Here behoort, is dit health, wealth en prosperity. Dis waarvoor die Here gesterf het, dat met jou goed moet gaan, dat jy jou beste lewe nou moet leef. Vergeet daarvan. Hierdie hele reeks, wie is ek in Christus? Ek is in Christus. Dit wat Christus vir my kom wys het in sy aardse lewe. God het my kom red in Christus, sodat ek in die voetstappe van die Here Jesus kan volg. Sê die Bybel nie vir ons baie duidelik in 1 Johannes, dat as ons sê ons behoort aan Christus, behoort ons self te wandel soos hy gewandel het. Hoe kan ons dit regkry? Omdat die volheid van God in ons woon deur Jesus Christus, wat ons vergewe het van ons sonde en ons die voorbeeld nagelaat het om in sy voetstappe na te volg. Ag, ons is aan die einde van hierdie reeks en my gebed is en die begeerte van my hart is dat u die waarhede hierin sal sien. Dit sal bly ondersoek, sal bly ontgin tot u by 'n diepe verstaan sal uitkom. Dat wat ons in Christus ontvang het, is nie sommer maar net nog iets wat God uitgedeel het, so aan almal wat verbygekom het nie, maar dat God dit in besonder vir sy kinders gegee het, om vir ons te versterk in hierdie aardse stryd, om te volhard tot die einde, om die mooiste by hom te ontvang. Mag die Here vir u genade gee, mag hy u bekragtig en mag hy vir u ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus, sodat u ook kan besef dat u die volheid in Christus ontvang het, die volheid van God wat in u woon, om meer as oorwinnaar te wees deur hom wat ons lief gehad en sy lewe vir ons afgelê het. Baie seën, baie liefde, baie sterkte. Ons sien mekaar môre by die huis van die Here as hy ons spaar en mag die Here verheerlik word in alles. Mooi dag, tada.